Mense besef vir al hoe meer die waarde van 'n holistiese uitkyk op die lewe. Sodra jy respek vir een aspek van die wêreld begin kry, dan volg 'n waardering vir die ander skakel in die ketting amper outomaties. En dis presies wat op die plaas Solms Delta gebeur het. Hier was hulle so nuuskierig oor die omgewing en die geskiedenis dat daar 'n hele paar interessante bewaringsprojekte gebore is. Hierdie is 'n storie waar groot liefde vir die aarde, plante en geskiedenis by die eienaars en die werkers 'n stukkie plaasgrond nuwe lewe gegee het. Hier op Solms Delta is daar unieke projekte wat vlam gevat het. Wat is die motivering hier agter? Ek dink ons begin met professor Mark Solms wat 'n visie gehad het oor hoe hy die hele projek sien. Dis 'n paar plase wat natuurlik aan mekaar is. En die terrein soos wat nou die restaurant, dis nou Fyndraai, die restaurant is, het 'n hoe kan jy sê 'n eetlys menu wat baie interessant is. Iets wat totaal uniek is. En die kos wat daar so aangebied word is eie kos. Dit is kos wat ons groei hierso, dit is unieke plante. Dit is die tipe van voedsel wat die koei en die san sou geëet het. Ongelukkig is daar nie 'n kettingwinkel wat ons hierdie produkte kan by koop nie. En soos wat ons meer in geskiedenis ingedelf het en gaan kyk het wat eet hulle en dit is natuurlik alles aangeteken, het ons kanse net al hoe minder geraak om te dink, waar gaan ons die produkte vandaan kry? En ja, toe het ons die tuin begin en ek dink jy kan sien hoe die produkte nou besig is om te groei hierso by ons. Watter byvoordele het hierdie projek vir die plaas ingehou? 'n Groot gedeelte van die stuk aarde was eintlik 'n rommelhoop geweest. Nou ons het oor 'n periode van tyd hierdie rommelhoop gerehabiliteer en organiese produkte uitgehaal, stokke, takke wat ons kan gebruik en dan die minder vriendelike gedeelte moes ons laat wegry. En ja, ons het 'n rivierloop oopgekrap en allangs die rivierloop by die fynbosreserwe het ons dan natuurlik weer het plante eenvoudig net teruggekom. Plante wat hier voorheen was, as ek kan dink akasias, die tipe van inheemse kamfer. Die bome het weer begin terugkom en ons het ons 'n bietjie gehelp. En soos wat die projek gegroei het, het ons nie net by die kulinaire produkte wat jy hierso sien gestop nie. Ons het bietjie verder gegaan en ons het bietjie na die skape gekyk wat die mense sou geëet het 'n paar honderd jaar terug. Daai tipe skaap het ons weer teruggebring hiernatoe. En toe ons nou op daai trant was, het ons ook gekyk na die beeste. En dis hoekom ons nou 'n spogkudde het van Nguni beeste. Wat 'n transformasie het jy opgemerk in die natuur en dierelewe? Dit was ongelooflik. Na ons die eerste plante begin insit het ons gedink die insekte vreet alles op want ons het vreemde insekte gelok. En maar ons het niks daaraan gedoen nie. Ons het 'n paar bome ingesit met pragtige kleure en natuurlik dorings. En soos die laksman kom kuier het hy sy deel gedoen. Ons het niks daaraan gedoen nie. Maar die roofvoëls het begin terugkom. Die reiertipes het begin terugkom. En dis nou maar seker hierdie hele sirkel van die lewe. Die een het aanleiding gegee tot die ander. En ja, ons sit nou met 'n klein groepie roofvoëls wat nou hierso kom intrek het. Pragtige kiewiete wat hierso kom nes skrop het. Die tarantale kom nou terug. En ja, daar's krappe in die rivierloop. Die paddas, die sien jy so nou en dan in 'n boom hang waar die laksman sy ding gedoen het. Dit is ongelooflik. En hier is ook argitektoniese geskiedenis op die plaas met die Sir Herbert Baker kerkie hier agter my. Wat weet julle van die kerk? Heeltemal oorspronklik, interieur, exterieur. En ons is so beïndruk daarmee dat ons een van ons uitgangspaadjies op visuele as gesit het. So as almal klaar hier gekuier het en hulle ry huis toe, dan sal hulle besoek geëindig word met hierdie pragtige prentjie van die Sir Herbert Baker kerkie tussen die mooi bome. Ellen, hier stap ons nou in die kulinaire tuin, maar wat vir my baie interessant is dat van hierdie produkte of van hierdie bestanddele en vrugte is maklik bekombaar, maar nie almal van hulle nie. Daar is van hulle wat baie skaars is. Hoe het julle julle hande daarop gekry? Paul, ons moes baie deur die land ry vanaf die Rigtersveld tot die Oos-Kaap om van hierdie
plante of saad te kry. Hierdie wat nou hier lê, wat is dit? Dit is 'n makataan en dis eg Suid-Afrikaanse heirloom vegetable. Sy saad is deur die eeue deur mense oorhandig en mense het die makataan vir eeue geëet. Hierdie plant noem hulle wilde agurkie. En as jy kan sien hierso, hy is eintlik baie hostiel en ook baie bitter. Hierdie cultivars is nie eintlik eetbaar nie, maar wel die blare. En waarvoor sal dit nou goed wees? Die blare sal goed wees soos 'n spinasie. Ellen, iets wat ek nog altyd wou geproe het, is hierdie kei-appel. Wat kan ek te wag te wees? Hy is tropies. Probeer hom. OK. Dis 'n bietjie skrikkerig, maar kom ons kyk. Baie lekker. Hy is seer, maar ek dink hulle is nog 'n bietjie groen. Is dalk 'n gesonder opsie op daai sour worms wat mense in die sweet shop kry. Ek dink so. Hy het baie vitamiene in. Wat is sy agtergrond? Hy kom uit die Oos-Kaap en is lank benut as 'n eetbare plant in ons land. Die grootskaalse groentetuin wat die plaas se restaurant voorsien, is meer soos 'n erfenistuin. Hier word meer as net plante bewaar. Eeuoue tradisies en staaltjies het ook 'n plek. Om bestanddele aan die restaurant te verskaf was maar net een van die redes vir hierdie unieke tuin. Wat was nog 'n rede? Wel, dit is 'n erfenistuin. Van die plante en die kennis van hierdie plante is aan die sterwe. En ons het gedink as ons 'n groot hoeveelheid van hierdie plante bymekaar kon kry en vir mense wys, sal dit iets doen om mense te laat herinner dat nie alles wat jy eet kom uit Pick n Pay nie. Party van hierdie plante is skaars en miskien in ons lewenstyd sal hulle uitsterwe. In 'n volgende episode ontmoet ons die chef wat hierdie vreemde plante in koningskos omskep. Na die breek wys ons vir jou die plant van die week en Maggie doen dekor wonderwerke met 'n klein begroting.